Agbare huisvoorsitter, ons sit hierso met 'n onverdunde ramp in die ineenstorting van die onderste poort biologiese produkte aanleg. Dit is 'n ramp wat nie net kommersiële boere of wit boere tref nie. Dis 'n ramp wat elke enkele mens wat 'n bees het in Suid-Afrika tref. Mense wat 1 bees of 2 beeste op 'n slag verkoop wanneer daar uitgawes is wat hulle nou moet nakom. Wat broodgebrek ly op grond daarvan dat hulle beeste nie kan verkoop nie omdat daar ingeperkte gebiede is wat beeste nie kan bemark nie. Dit is die gevolg van wat die komitee verlede jaar in November reeds gesien het en wat 'n mens eintlik 'n dekade vroeër al kon voorspel het, 2 dekades vroeër. Trouwens, ons kon dit 3 dekades vroeër voorspel het toe die nuwe ANC-regering gesê het onderste poort is een van daai eerste wêreldfasiliteite waarvoor Suid-Afrika nie werk het nie. Suid-Afrika moet geld bestee op die dinge wat die gewone mense op die grond pla. Nou die gewone mens op die grond word gepla as hy nie meer kan vleis koop nie. Die gewone kommersiële en die gewone kommunale boer op kommunale grond word gepla as hy nie meer kan bemark nie, omdat Suid-Afrika se beeste nie meer bemarkbaar is op die wêreld mark vir beesvleis nie weens aansteeklike siektes. En dit is 100% 'n voorkombare ramp hierdie. Dit is 'n ineenstorting van bestuur. Dit het niks met ras te doen nie. Dit gaan nie daaroor oor swart wetenskaplikes of wit wetenskaplikes of swart bestuur of wit bestuur nie. Dit gaan oor 'n kultuur van jy stel mense aan op grond van hulle demografie en nie op grond van hulle bekwaamheid nie. En dan hou jy hulle daar omdat hulle daar is. Ongeag of hulle die werk reg doen, ongeag of die hele plek onder hulle voete besig is om te verkrummel. Die enigste antwoord hiervoor is privatisering van onderste poort, en dis nie omdat 'n mens ideologies vir privatisering is nie, dis omdat die staat die hele ding klaar opgevoeter het en nou behoort te loop. Dankie. Thank you, Honourable Member. Action SA.